Dag sê ek, wil graag so 'n bietjie met jou gesels weer oor en weet vanaand oor wat Paulus vir ons sê in Romeine 5 vers 8 wat ek dink so belangrik is as ons dit net kan snap en dit is net vir my of baie mense dit nie snap nie, maar ons lees hier so, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. As dit net deel van ons lewe kan word, verander dit alles in 'n mens se lewe. Die Washington Post berig op 12 Desember verlede jaar oor Austin Dirks, 'n 33-jarige man. Hy durf 'n voetslaande roete aan, dis 'n baie afgeleë park, 'n national park wat hulle noem die Arches National Park in Utah in die VS. Dis pragtig, is hierdie groot bo wat 'n mens kry van klip. Hy vertrek die Saterdag, is die 6de Desember en dan baie vroeg die volgende oggend, die Sondagoggend vertrek hy weer, stap hy verder en hy's 'n baie ervare stapper. Hy stap oor 'n stuk sand wat vir hom lyk soos maar net nat sand, maar wat hy nie besef nie, dis dryfsand. Een van sy bene sak heeltemal weg in hierdie dryfsand en hoe harder hy probeer om homself los te wikkel, hoe hegter pak hierdie sand rondom sy been vas. Later het hy verduidelik, hy sê dit gevoel soos sement wat hard word om hom, hy kan nie beweeg nie. En nou dis winter en so, die temperatuur was baie naby aan vriespunt gewees. En hy het besef, eintlik is sy lewe nou in gevaar. Hy kan homself nie loswikkel nie, hy kan homself nie meer help nie. Hy het nou nodig dat iemand anders vir hom moet kom help. Nou gelukkig het hy 'n noodsein toestel gehad en hy stuur 'n SOS sein en dan sê hy net baie kortliks wat die probleem is en toe die reddingswerkers dit kry, die eerste reddingswerker dit kry, toe kon hy eintlik nie glo wat hy lees nie. Hy het nie geweet wat om te maak daarmee nie, want weet, iemand wat in dryfsand vasgevang is nou nie die tipe van ding wat hulle gereeld kry in die Arches National Park nie. Maar hulle neem dit ernstig op en met behulp van drones, hommeltuie, kon hulle presies sien wat aangaan en met sy noodsein wat hy gestuur het, kon hulle die presiese posisie kry en hulle die gespesialiseerde apparaat gehad om hom los te wikkel en sy lewe te red. Austin Dirks het daardie oggend 'n redder nodig gehad. Hy kon homself nie red nie. Weet jy, dis my so treffende prentjie van 'n mens sonder Christus. Jy het 'n redder nodig. En soos wat daardie stapper vasgevang is in die dryfsand, so is ons vasgevang in ons sonde. En die tragiese is, ons dink ons kan onsself loswikkel. Ons wil onsself loswikkel deur ons mooi lewe en ons goeie werk en die mooi dinge wat ons doen, ons godsdienstige pligte wat ons nakom, ons besef nie eintlik hoe magteloos ons self is om onsself te red nie. Ons kan onsself nie uit ons sondige toestand bevry nie. En ek wil so 'n bietjie gesels net hieroor, want miskien ken jy die evangelie van kleins af of vir soveel jare al. Partykeer voel dit asof ons so gewoond is om hierdie waarhede te hoor dat dit met ons verbygaan. Dis net asof dit nie meer werklik vir ons is nie. Ons stil staan by Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Die eerste ding wat ons hier sal sien is ons te behoefte aan 'n redder. En so mooi, God reik uit na die sondaar toe ons nog sondaars was. Ek dink dis miskien die mees verstommende deel van hierdie vers. Christus het nie na ons toe gekom nadat ons lewe uitgesorteer het nie. Hy het nie na ons toe gekom nadat ons gerespekteerde kerkmense geword het, goeie vroeë mense geword het, mense van wat die aansien van ander gehad het, oor ons sulke mooi lewens gelei het nie. Hy sterf vir ons
toe ons in ons sonde hopeloos vasgevang is. Daar's mense ongelukkig wat dink ek het nie 'n redder nodig nie. Weet ek is nie so sleg nie. Miskien praat ek vanaand met jou. Ek is nie so sleg nie. Weet ek is so goeie mens. Hoeveel keer hoor ek dat mense dit vir my sê en dit lyk of hulle dit glo. Weet ek probeer 'n mooi lewe lei. En ek is seker, as ek die dag doodgaan, weet die Here gaan kyk na my mooi lewe en my mooi lewe is genoeg sodat ek gered gaan word. Dis asof hulle nie besef, weet, niemand is so goed dat hulle nie 'n redder nodig het nie. Die waarheid is jy slegter as wat jy enigstens besef. Weet jy meet jouself met jou standaarde, wat dit nou ook al is, wat teen jy jouself meet. God meet jou lewe teen sy standaard van geregtigheid en daar skiet ons almal hopeloos tekort. En wat ons moet besef is elke mens staan skuldig en veroordeeld voor die Here. As jy nog gedink het tot nou toe, weet ek is daar nog nie so sleg nie, nou beter as die ander persone. Vergeet al daai goed, jy staan skuldig voor die Here. Dan is die ander uiterste, die mense wat sê ek is so sleg, daar's nie 'n kans dat ek gered kan word nie. Weet, God sal niks met my te doen wil hê nie. Die waarheid is, en dit moet ons ook baie duidelik snap, niemand is so sleg dat hulle nie kwalifiseer vir redding nie. Ook nie jy nie. Maak nie saak wat in jou lewe aan die gang was, maak nie saak wat op die oomblik in jou lewe aan die gang was nie. Die redder is daar ook vir jou. En dis wat hierdie vers vir ons sê, maar God bewys sy liefde tot ons hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Dink aan die stapper in die dryfsand. Hy het nodig gehad dat iemand sou kom. Wat vir my so mooi is, as mense hierdie ding wil deurvoer na die evangelie. Weet, hulle het nou maar 'n noodsein gehad en dan het hulle nou hierdie hommeltuie gehad wat presies kon uitvind waar hy is en dan kyk hulle neer en kon sien wat hulle gaan benodig om hom vry te kry en dan moes hulle 'n spesiale apparaat inbring. God weet, God het nie nog nodig om te soek waar jy is. God het nie nog nodig om te soek wat gaan ek gebruik. God weet presies waar jy is, wie jy is, wat jou omstandighede is. God sien jou sonde en hy is nog steeds so ontsettend lief vir jou. Dis hoekom Jesus gesterf het. En dis die Vader hart vir jou dat hy sy liefde in jou lewe aan jou kan kom bewys. As ons baie eerlik moet wees en ons lees hierdie gedeelte, dan Romeine 5, nou ek het nou nie die ander verse rondom dit gelees nie, maar kom ons noem hom net so 'n bietjie 'n paar daarso. Die Bybel skets nie 'n baie vleiende prentjie van 'n mens as hy ongered is nie. Romeine 5 vers 6 daarso, en ek lees uit die 1983 Afrikaanse vertaling, toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. 2 woorde, magteloos. Toe ons niks kon doen om onsself te red nie, het Christus vir ons gesterf. Toe jy niks kon doen om jouself te red nie, het Christus gesterf. Ja, en ons goddeloos is. Dis wat die woord sê jy is as jy nie 'n kind van die Here is nie. En dan in Romeine 5 vers 8, toe ons nog sondaars was, en as ons 'n bietjie verder lees, waar ons vyande van God was. Ek dink gou 'n bietjie. Dis hoe God jou sien, as jy nog nie by die Here uitgekom het nie. Jy's magteloos om jouself te red, jy's goddeloos, jy's 'n sondaar, en jy's 'n vyand van God. Jy wil eintlik met God niks te doen hê nie. Hy's nie die vyand nie, dis die vyandskap is in jou hart. Dis jy wat sê ek wil met God niks te doen hê nie. God begeer om sy liefde in oorvloed aan jou te kom openbaar. Een ding moet jy besef, jou godsdiens gaan jou nie red nie. Jy weet, godsdiens gaan om alles wat ons moet doen sodat God tevrede
met ons gaan wees. Daar's niks wat jy kan doen wat God sy hart teenoor jou gaan sagter maak, wat God gaan maak, ek is so lief vir jou, want kyk hierdie mooi dinge wat jy vir my doen. Daar's niks nie. Daar's niks wat jy kan doen wat die Here gaan beïndruk nie. Daar's godsdienste wat sulke streng reëls het van wat mense moet doen, sodat die Here tevrede met hulle gaan wees. Hulle moet sekere hoeveel kere per dag bid, en hulle moet sekere vasdae moet hulle handhaaf, en hulle moet soveel reëls en regulasies nakom. Daar's nie 'n verhouding met God as 'n liefdevolle Vader nie. God is die een wat kyk, waar doen jy verkeerd, en gaan jou straf. En weet, daar's hierdie afstand tussen hulle en God, en daar's 'n vrees vir God en vrees vir God se straf. Dis nie die God van die Bybel nie. Dis nie die ware God nie. Die ware God kyk met liefde na jou, nie om jou te straf nie, maar om jou te red. Ek dink baie kinders van die Here, of ten minste mense wat in die kerk is, het nog steeds hierdie gesindheid amper van die ongelowige of die heidene, of nie Christen. Jy weet, ek moet nog steeds hard werk, sodat ek tevrede gaan wees, of dat die Here tevrede gaan wees met my. Ek weet, dit verstom my, mense hoor vir my preek vir jare baie keer. En dan kom hulle nog steeds op 'n punt waar hulle sê, wel, ek hoop as ek doodgaan, dat ek goed genoeg geleef het. En dan besef ek maar hulle nog nooit die evangelie gehoor nie. En ek hoop so, jy's nie een van hulle nie. Dat jy kan besef, ja, ek staan skuldig voor die Here. Christus het in my plek gesterf. God skenk my Christus se geregtigheid. God kyk na my en hy sien my as sy kind. En ek hoef nie die hele tyd te wonder, gaan ek goed genoeg wees dat die Here my gaan toelaat in die hemel? Is God tevrede met my? Kom op die punt waar jy besef, het gaan nie om wat jy doen, het gaan om wat God gedoen het in Jesus Christus. Dis wat saak maak. As ek vir jou vra, waarom passeer jy jou redding? En die meeste mense sal sê, wel, ek begin met ek. Dis 'n verkeerde begin. Waarom passeer jy jou redding? Maar hy, Christus Jesus, God die Vader, die Heilige Gees, maar hy, nie maar ek nie, maar God het. God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. En die Heilige Gees neem hierdie boodskap, en hy maak het nuut en varsie in ons hart, en ons glo, en God verander ons. Daar moet 'n punt in ons lewe kom wat ons die evangelie aanvaar. Jesaja het so pragtig gesê, ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen ons eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is ter wille van ons ongeregtighede deurboor, ter wille van my sonde, jou sonde. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dis wat hy gedoen het. Al wat jy kan doen is om dit in genade te ontvang. Jy glo, jy ontvang het. Genade beteken ek verdien dit nie, God gee dit vir my. Efesiërs 2 vers 8 tot 9 sê so duidelik, uit genade is julle gered deur die geloof, nie uit die werke nie, sodat niemand sal roem nie. Paulus kom hier so in Romeine 5 en hy sê, God praat nie net as hy sê ek is lief vir jou nie. God bewys dit. God het dit kom bewys deur sy seun te gee om aan 'n kruis in jou plek te kom sterf. Die woordjie bewys beteken om iets sigbaar te maak, om dit te demonstreer, om bo alle twyfel die waarheid daarvan te wys.
En God het op die duurste manier moontlik bewys toe Jesus aan die kruis kom sterf het. Die kruis is daardie openbare verklaring van die Vader aan die wêreld, dis hoe lief ek vir jou is. Karl Barth was seker, in elk geval in die oë van baie teoloë, een van die grootste, indien nie die grootste teoloog in die 20ste eeu. En moet ek eerlik sê, ek sukkel met Karl Barth se werk. Vir my voel dit, weet jy, ek lees dit en ek verstaan wat hy sê, en tog is dit vir my asof dit is moeilik om te verstaan. Dit is regtig vir my moeilik. Ek het geworstel deur die teologiese werke wat ek moes studeer deur die jare. Iemand het eendag vir Karl Barth 'n vraag gevra by 'n geleentheid waar hy lesing gegee het. Nou, onthou hy is nou hierdie hoogsgeleerde, baie befaamde teoloog, gewoond om dinge te skryf, soos ek sê, wat bo my vuurmaakplek was. En vra vir hom, is daar iets besonders wat jy wil uitlig? As jy nou dink aan alles wat jy weet, wat jy geskryf het, wat jy beleef, ek sê dit nou maar in my eie woorde, wat die inhoud van hierdie vraag was. Daar iets wat jy vir ons wil sê. Wat's vir jou die belangrikste uit al hierdie goed? Net so rukkie gedink. Toe sê hy die volgende: Jesus loves me. This I know. For the Bible tells me so. Nou, ek wil net vir jou sê, uit alles, hier is die waarheid wat jy jou lewe moet bou op. Ja, daar's baie kere wat 'n mens soveel vrae het, soveel onsekerhede het. Die vrae gaan verby, die onsekerhede gaan verby, die emosies gaan verby. Bou jou lewe op hierdie vaste grondslag van Jesus loves me, this I know. God is lief vir my, dit weet ek twyfel nie daarin nie, hy het dit bewys deur vir my te sterf. Kan ek vir jou bid? Kan ek vra dat die Heilige Gees jou hart sal oopmaak, miskien vir die eerste keer, miskien sommer net vir 'n bonuskeer. Dat jy kan verstaan, kan beleef, kan voel, geïnspireer kan word daardeur hoe lief God vir jou het. Ek vra Heilige Gees dat U ons harte oopmaak, Vader, dat die wonder van U liefde vir ons duidelik word. Dat die liefde van Jesus ons harte heeltemal sag maak en verander. Dat ons besef, dis vir sondaars wat Christus kom sterf het. En dis vir my. Dankie Here, dankie dat U bereid was om in my plek te kom sterf. En dat ek die wonder kan beleef van 'n God wat vir my lief is. 'n God wat nou vir my lief is. 'n God wat weet wat nou my lewe aan die gang is. En ek kom net, Here, en ek sê, kom maak met hierdie mens, Here, wat U wil. Vergewe my sonde, kom maak my nuut. En ek wil net sê, dankie Here, vir U wonderbare liefde, en wat U aan my bewys het, in Christus Jesus, en wat U aan my bewys nou hier, in my lewe. Amen. Baie dankie as jy saam geluister het, mag die liefde van Jesus vir jou so groot werklikheid in jou lewe wees.